En ek wil vanmôre so 'n bietjie met u gesels en meer om jou aan te moedig en te bemoedig om sterk te staan in die sneeutydperk van jou lewe. En as ek die boodskappe 'n naam kan gee, 'n titel kan gee, dan sal ek sê, trotseer die sneeu. Ek weet dis 'n snaakse titel om te gebruik in die middel van die somer, wanneer ons almal sweet, maar ek bid dat die Here hierdie woord in jou hart sal bevestig en sal bekragtig en dat hy jou sal ontmoet vanmôre. Amen. Ek wil vanmôre so 'n bietjie met u gesels oor 'n man wat wel bekend is in die woord van die Here vir sy dapper heldedade wat die Here in en deur hom gedoen het. Hierdie man was geken as 'n generale of 'n militêre generaal. Militêr het hy groot verwonderinge vir die Here gedoen, groot dinge in die naam en in die krag van die Here. Hierdie man was geken omdat hy onderdanig was en ook omdat hy onwankelbaar vir koning Dawid en koning Salomo geondersteun het. Nou ek weet nie aan wie jy gedink, aan wie was hierdie man se naam nie, maar ek wil graag met jou vanmôre gesels oor 'n man met die naam Benaja. Wie van julle het al van Benaja gehoor? Ek wil vanmôre in die woord van die Here met jou deel iets wat terwyl ek die skrif lees, die gees van die Here geopenbaar het en ek het dit so ernstig in my gees ervaar vir ons gemeente, vir die tyd en die seisoen waarin ons is en op pad na die einde van die jaar. So blaai saam met my in jou Bybel na die boek van 2 Samuel. 2 Samuel en ons gaan lees uit hoofstuk 23. 2 Samuel hoofstuk 23 van vers 20. Nou wanneer ons 2 Samuel lees, dan sien ons die woord van die Here praat hier van die helde van Dawid. En Dawid het 30 dapper manne gehad wat die Here opgewek het in sy tyd om hom te ondersteun en te help om die koninkryk wat die Here wou bevestig deur Dawid te bevestig. En Benaja is een van hierdie manne wie die Here gebruik. En in vers 20 lees soos volg. U kan saam met my lees. Hy sê verder, Benaja, die seun van Jojada, 'n sterk man, groot van daad, uit Kapseel. Hy het die 2 groot helde van Moab verslaan. Nou, daar's 2 interpretasies, baie verwys na hierdie groot helde, na 2 prinse van Moab, wat baie groot was, baie sterk was, met weermag en militêre krag, maar dan verwys dit ook na 2 reusagtige tipe mans. Die mees korrekte vir my is, hy sê 2 groot helde van Moab, wat vir my sê, dis 2 manne wat geken was in Moab, en hulle was helde, en die prentjie wat ek in my gees sien, is baie soos Goliat. Oorlogsmanne, reuse, wat vir Moab, want Moab was geken as die land van die reuse, beklei het en oorlog gevoer. Nou sê die woord van die Here, en Benaja het hierdie 2 manne verslaan, maar dan gaan hy verder aan, hy sê, en hy het afgegaan en 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n mooi man. OK, dames, sien jy daai mooi man, daai Egiptenaar? Hy sê, en in die hand van die Egiptenaar, hoor mooi, was 'n spies. Maar hy, dit is Benaja, het na hom afgegaan met 'n stok, en die spies uit sy hand, of uit die hand van die Egiptenaar geruk, en hom met sy eie spies doodgesteek. Pastoor, ons is by die kerk, wat gaan hier aan? Wat se deel is die? Vers 22 sê, dit het Benaja, die seun van Jojada, gedoen, en hy het 'n naam gehad onder die 3 helde. Nou daar was 30 helde, maar daar was 3 hoofhelde wat bonatuurlike, bomenslike dinge gedoen het in die krag van die Here. En die woord sê dat Benaja was net onder hierdie 3. Hy was nie deel van die 3. Hoor wat sê hy daar vers 23? Hy was geëerd onder die 30, maar tot by die 3
het hy nie gekom nie. En Dawid het hom aangestel oor sy leiwag. Sê gou saam met my die naam Benaja. Alright, Benaja was geken, soos ek gesê het, as een van die 30 helde, hierdie dapper manne wat gestaan het vir wat hulle geglo het, God wil doen in en deur die lewe van koning Dawid. En die Here het hulle gebruik, en die Here het vir Benaja gebruik om bo-menslike, ongewone wonderwerke te doen teen die vyande van Israel. Ons moet onthou, Dawid was die koning aangestel deur God om oor Israel te regeer, en in daardie tyd moes die koninkryk gevestig word, en die Here kom en hy stuur vir hom manne wat hom ondersteun in daardie doel. So ek wil vandag so 'n bietjie aandag fokus op die lewe van Benaja en die oorwinning wat hy gedoen het spesifiek, nie oor die Egiptenaar nie oor daardie 2 helde waarvan ons gelees het, wat normaalweg vir ons uitstaan nie, maar ek wil die aandag fokus op 'n spesifieke gedeelte in vers 20. Kyk gou saam met my na vers 20. En vers 20 sê daai laaste sinnetjie, hy sê, en hy het afgegaan en 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Die woord van die Here kom en hy sê, Benaja het daardie dag toe dit gesneeu het. So ek wil hê jy moet in jou gees daai prentjie skets. Dit is koud, dit is nie lekker nie, dis ongemaklik, dit is sneeu, dis nat, dis dalk reënerig. Gaan hy en hy gaan binne in die kuil in. Nou ons kyk, 'n kuil, praat baie keer van Daniël in die leeukuil. 'n Kuil is nie so groot soos 'n grot nie, maar is nie so klein soos 'n put nie. Soos iets tussen 'n put en 'n grot, dis 'n kuil, maar is iets wat onder in die grond is, soos 'n grot, toegemaak. Hy sê, Benaja daardie dag in die sneeu, in daai grot ingegaan, en daardie leeu gaan doodmaak. Ek wil vanmôre so bietjie met u gesels oor die teologie aangaande Benaja en dit wat gebeur het in die Ou Testament. En dan wil ek dit gebruik en ek wil 'n tipologie aanpas wat geïnterpreteer kan word in ons lewe vandag. Ek wil kyk wat het gebeur daar en hoe kan ek en jy uit Benaja se storie, se werklike verhaal iets leer en wat wil die Here vir ons sê? Jy sien, ons bevind onsself vandag die 23ste November, so te sê amper aan die einde van die jaar. Streng gesproke is daar 5 Sondae oor. 5 weke. Dan is 2025 verby. En 2025 sal ek en jy nooit ooit weer sien nie. Dis klaar soos gister se brood. Dis klaar, dis verby. En ons spoed in die tyd waarmee ons lewe vandag, voel dit asof die ure en die dae net verby vlieg. Ek weet nie of u saam met my stem nie, maar as kind het dit vir my gevoel dat die dae voel so lank, veral 'n Sondag. As my paale wou gaan slaap vir 'n Sondagmiddag slaapie, dit het gevoel soos ure wat verbygaan. Nou bid ons vir ure om langer verby te gaan, want dit voel asof die tyd en alles net verby vlieg. Dit voel asof jy in hierdie proses is om te hardloop, om kop bo water te hou, en ons gaan deur omstandighede, ons gaan deur dinge, en ons moet maar net aangaan. Baie van u het hierdie jaar baie verskillende situasies en uitdagings deurgegaan. Baie van ons het oorwinninge gehad, maar baie van ons het ook terugslag gehad. Praat ek met iemand hier vanmôre. Wie het oorwinninge gehad, maar wie het ook terugslag gehad? Wie sit vandag hier en sê, ek is nou in 'n proses wat ek nie weet hoe dit gaan uitwerk nie. En dit blyk te wees asof dit 'n terugslag dalk mag wees. Baie maal so aan die einde van die jaar is ons moeg, ons is moedeloos, ons is soms siekerig en ons dra die oorlogswonde van die jaar in ons liggame. Is daar iemand wat sê ek kan daarmee saamstem? Jy sien, maar te midde van dit alles
is ek vanmôre hier om jou te kom bemoedig en aan te moedig, want ek glo die Heilige Gees wil vir jou vanmôre kom sê, moenie handdoek ingooi nie. Moenie ophou probeer nie. Moenie omdat jy aan die einde van 'n jaar is en jy nie weet wat gaan gebeur dalk nie. Daar's dalk 5 weke oor en jy's moeg en jy's moedeloos. Moenie ophou probeer nie. Dis nie nou die tyd om op te hou nie. Dis nie nou die tyd om hoop te verloor nie. Dit is juis nou die tyd om op te staan aan die einde van die jaar en met onverskrokke goddelike krag en geloof in die naam van die Here te staan en sê, Here, ek gaan volhard tot die einde toe. In Jesus naam. Moenie opgee nie. Dis nie nou die tyd om jouself met baie liefde te bejammer nie. Dis nou die tyd om op te staan in die naam van die Here en soos Benaja in 'n dag waar dit al gesneeu het, waar dit moeilik is, waar dit koud is, waar alles teen jou tel, af te gaan na die kuil toe om die gevaarlike leeu wat wegkruip, wat jou lewe bedreig, te gaan doodmaak. Dis nou die tyd. Sê saam met my, dis nou die tyd. Jy sien hier in 2 Samuel 23 sê die woord, dit het gesneeu en daar was 'n leeu. En daardie leeu was in 'n grot. Nou, ek weet nie van nie, maar ek glo jy gaan saam met my stem. Wanneer God detail in die woord van die Here gee, is dit tog met 'n doel. Nou, hoekom sê die gedeelte dit het gesneeu? Wat het dit te doen met die saak? Ek glo daar's 'n boodskap in. Want ek glo hierdie sneeu, en ek wil dit gebruik as 'n metafoor vanmôre vir die laaste paar dae van die jaar. Die sneeu stel die laaste paar dae voor, voordat ons die nuwe jaar ingaan. Hierdie sneeu praat dalk vir jou en my vanmôre van moegheid, soos wat ek net nou gesê het. Van swaarmoedigheid. Hierdie sneeu praat dalk van uitputting. Alles wat ek en jy deur hierdie jaar gegaan het en wat ons ervaar het. Net soos wat Benaja daai sneeu moes deurstap om by 'n doel uit te kom. So bevind ek en jy jouself aan die einde van die jaar en dit's warm, maar geestelik voel dit dalk asof dit koud geraak het in jou omstandighede, in jou lewe. En jy voel moedeloos. En jy voel moeg. En jy voel daar is nie 'n uitkoms nie. Tweedens, jy sien, die woord van die Here praat hier van 'n leeu, en hy sê die leeu was in 'n kuil. So as jy Bybel lees soos wat ek lees ek dit wat daar staan. Daai leeu was nie in die oop veld waar jy hom kan sien nie. Jy sien nie daai leeu van ver af aan hardloop nie, jy hoor hom nie, hoor nie die gras waar deur hy hardloop nie. Die woord sê hy was in 'n kuil. Dit beteken hy kruip weg. Dit beteken, as ek my gedagtes gebruik, dis donker in daai kuil. Hy kruip ook weg vir die sneeu. Die woord van die Here sê, en Benaja daardie dag in die sneeu ingegaan, en hy die leeu in die kuil gaan doodmaak. Nou sien ek myself die prentjie. Benaja loop. Ek weet nie of hy ook dik baadjies gehad so ek en jy, en of hy maar net 'n skaapvelletjie oor hom gegooi nie, maar hy loop in die sneeu, Gert, en nou kom hy by daardie kuil en is donker, en hy het nie ever-ready batterye gehad vir 'n torch nie, dit was 'n ander era. Ek weet nie of hy 'n fakkel gehad of vuur gehad nie, maar ek weet die woord sê, hy het in die kuil ingegaan. Nou dink gou vir 'n oomblik, jy kan nie voor jou sien in die kuil nie, dis donker, dis nat, dis modderig, en nou moet jy 'n leeu gaan doodmaak. Buiten dink ek, die leeu het 'n voorsprong gehad, bo Benaja. Hy's klaar in die kuil, sy oë het klaar aangepas, en ek dink enige oomblik kan hy op hom afspring en hom verslind. Ek weet nie of my movie mind te ver gaan nie, maar ek sien dit, hoe dit gebeur voor my. En tog sê die Here, Benaja het ingegaan en die leeu doodgemaak. En dan gaan hy aan met ander oorwinninge, en baie keer lees ons oor iets sonder om te verstaan of te sien wat gebeur.
Benaja kom en hy doen 'n menslike onmoontlike ding. Vir 'n mens om teen 'n leeu op 'n oop terrein te beklei, is vat baie. En nou is dit in 'n kuil weggekruip. Hy kom en ek glo in die krag van die Here, besef hy daar is 'n doel wat bereik moet word. En te midde van alles wat gebeur en die onbekende en die vrees en miskien gaan die leeu op my spring, besef hy moet in daai kuil, in daai grot ingaan om daai leeu dood te maak. Jy sien, so aan die einde van 'n jaar is daar altyd, sê saam met my, altyd 'n paar gevaarlike leeu's wat jou lewe bedreig. Ek praat geestelike leeu's. So aan die einde van die jaar is daar altyd dinge wat onbepland is, wat jy nie voorberei nie, wat jy dalk nie weet nie. Miskien sukkel jy al 'n tydperk om iets uit te sorteer en jy weet nie hoe dit gaan gebeur nie. En die uitdaging is, dit sneeu. Net so wat dit by Benaja gesneeu het, het dit vir hom moeilik gemaak om te beweeg. Net so is ons omstandighede partykeer moeilik om deur te beweeg. En aan die einde van die jaar en dit wat jy deurgaan, voel jy moedeloos. Dit is moeilik, dit is nie maklik nie. Jy is moeg. Jy is geïrriteerd. En jou omstandighede maak jou moeg en geïrriteerd en frustreerd. En 'n mens wil net aangaan en almal sê, kom ons trek ons uit na die einde van die jaar. Maar die nuwe jaar is net 'n sekond weg van die ou jaar. So die 31ste Desember, 12:00 die aand, is dit 1 sekond wat die ou jaar van die nuwe jaar verander. En eintlik verander niks, behalwe die kalender nie. In daai sekond kan ek nie sê, boem, nou is my huwelik gesond. Ek het dalk nie geld gehad nie, boem, nou het ek baie geld nie. Of ek was siek in my liggaam, boem, nou is daar 'n nuwe jaar. Nee, niks verander, behalwe my spraak, my visie en my doel dalk nie. Want dit sneeu nog steeds buite. Jy is nog steeds moeg, inteendeel, jy is dalk moeër. Want Desember het te vermoë om 'n ou bietjie moeër te maak. Jy bekommer dalk nog meer finansiëel, want daar's meer uitgawes in Desember. En kom Januarie en is terug skool toe en al die goed wat daarmee gepaard gaan, daar's bekommernisse. Dis nie maklik nie, maar jy moet aangaan. Maar ek wil vanmôre ook te midde van dit sê, daai dinge mag 'n werklikheid wees. Maar net so is die Here wat ons dien 'n groter werklikheid in jou en my lewe. En die Here sê, hy sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek is met jou. Gaan jy deur die water, is ek met jou. Gaan jy deur die vuur, sal dit jou nie skroei nie. Ek is met jou. Mag ek dit vanmôre aanpas en sê, al is daar sneeu en 'n leeu in 'n kuil wat vir jou wag, ek is met jou. Ek is met jou. Jy's nie alleen nie. Die vraag vanmôre wat ek myself vra is ek bereid om in hierdie kuil in te gaan, om die leeu dood te maak? Of gaan ek maar eerder probeer om die leeu te vermy? Gaan ek die leeu ignoreer? Of gaan ek probeer ontken dat daar 'n leeu is? Jy sien, Benaja moes 'n besluit neem. Hy moes sy comfort zone moes hy verlaat. En hy moes die uitdaging wat daar was gaan konfronteer het. En hy moes eers hoop vind om daai ding, daai probleem dood te maak. Sien, Benaja se besluit om die kuil in te gaan en die leeu dood te maak, gaan vir my teen alle logika. Daar's baie ander mense wat ek dink eerder sou gewag het tot die leeu uitgekom het. Wie van julle sou gesê het, nee, wag dat daai leeu eers uitkom? Ek sou. Wie van ons sou gesê, daar's nie regtig 'n leeu nie. Met die hoop hy gaan weggaan in die nag. Baie sou gesê, ag, it's not my battle. I choose my battles.
I'm not gonna fight that line. Dis iemand anders se probleem. Vermy dit. As ek dit vermy, dan bestaan dit nie. As ek nie daaraan dink nie, is dit nie 'n werklikheid nie. As ek nie die sneeu aanpak en die leeu sien nie, en ek maak my oë toe, dan is die leeu weg. Dit is amper soos 'n kind wat agter daai paal wegkruip vir pappa en dink pappa kan hom nie sien nie. Het julle al gesien die kinders? Alles steek weg steek uit agter die paal, maar hulle dink as hulle vir pa nie sien nie, kan pa hulle nie sien nie. Okay, nie Benaja nie, hy het daai dag 'n besluit gemaak om af te gaan na die kuil toe en daardie gevaar aan te pak. Die les wat ons by hom kan leer vandag is, dit verg krag en moed om op 'n goeie sonnige dag 'n leeu te verslaan. Hoeveel meer as dit sneeu en alles tel teen jou om nog steeds daai leeu te gaan verslaan. Ek dink dit verg buitengewone, bo-menslike moed en krag, en dit kan jy net put en kry by die Here. Die Here het Benaja gesalf om 'n held van Dawid se koninkryk se bediening te wees. God het hom die vermoë gegee. Nie omdat hy sterk was of goed was nie, omdat hy geweet het is in die krag van die Here wat ek iets vir die Here moet doen. My boetie, my sussie, hier aan die einde van die jaar voel dit baie keer vir ons kan nie meer nie. Ons is moeg. Het voel vir ons, daar's nie 'n uitkoms nie. En dit is die waarheid. En dit is dalk wat jy voel. Maar is ook belangrik om vanmôre te weet, dat God fokus nie op jou uitdagings, wat jy kan sien nie. God se primêre belangstelling lê in jou bereidwilligheid, om hom toe te laat, om sy goddelike krag in jou swakheid te openbaar. Dit is 'n lang woord vir God worry nie oor die omstandighede nie, want hy weet, hy sal jou die krag gee, om in sy naam daardeur te kan gaan. Maar die vraag is ek gewillig, om hom kragtig toe te laat in my lewe? Dis nie kan die Here nie, dis laat ek hom toe. Dis nie is die Here in staat, hy is in staat, hy het dit klaar ten volle gedoen. Alle mag, alle krag, alle autoriteit in die hemel, op die aarde, onder die aarde, behoort aan Jesus. Hy het die vyand in die publiek openbaar gestel, oor hom getriomfeer, en alle mag behoort aan hom. So die probleem is nie by Jesus nie, dis by my. Laat ek hom toe, om daai krag in my lewe te laat funksioneer. Moenie toelaat dat die sneeu se moegheid, dat die einde van die jaar se moegheid, dat die bedruktheid en die las wat jy ervaar, en die uitdaging wat jy ervaar, moenie toelaat dat dit die krag van die Here in jou lewe verlam nie. As dit koud is, soek jy 'n bed, hot chocolate en pannekoek. Okay. Wie van julle is ook op my vlak? Wat doen daai dinge? Dit maak jou cozy, dit maak jou lekker warm voel, dit boost so 'n bietjie die suiker, so jy kry nie te koud nie, en jy lê daar in die bed, en wat doen ons gewoonlik? Ons kyk 'n movie. Lekker in my comfort zone, want dit sneeu, dit is koud, dit is nie lekker nie. Maar Benaja sê, ek kan nie nou hot chocolate en pannekoek gaan eet en in die bed klim nie. Hy sê, ek moet iets doen. Hy sê, daar's 'n doel wat ek moet bereik. Jy sien, Benaja se bereidwilligheid om die onverwagte, miskien die skuilende gevaar, die leeu, te konfronteer, is vir jou en my ook tog vandag 'n bemoediging. Om hier aan die einde van 'n jaar, en dit wat ons ingaan, nie moed op te gee nie, die probleem te trotseer en te sê, in die naam van die Here gaan ek uitgaan, en ek gaan my oorwinning behou, wat Jesus klaar aan die kruis vir my gegee het. Ek gaan nie opgee nie. Dis wie ons is. Ek is nie 'n kwoter nie.
Jy's nie 'n kwoter nie. Ons gee nie op nie. Want Jesus het nie opgegee nie. As ek sê ek gee nie op nie, is dit nie in wie Eben is nie, dis in die krag van die Here. We are not quoters because our God was not a quoter. Jy gaan nie handdoek ingooi nie. Jy gaan nie ophou om aan te hou probeer nie. Ons gaan aanhou. Al kos dit dat ons in die sneeu moet uitstap. Al kos dit dat ek my comfort zone moet verlaat. Al kos dit dat ek onverwagte gevaar dalk in die gesig moet gaan staan. Onbeplande gevaar. Enige oomblik kan hy hier agter enige klip uitspring, hierdie leeu. Maar daar's 'n doel. Daar's tog 'n rede. Sê gou vir die persoon langs jou, you are not a quoter. In Jesus' name. You are not a quoter. Amen. Jy sien, Benaja moes sy vrees konfronteer. Hy moes sy warm huisie verlaat en hy moes die koue ingaan om daai leeu dood te maak. Nou is die vraag, hoekom moes hy die leeu gaan doodmaak? Dis die natuur. Dis 'n leeu. Ek verstaan as hy 'n blou bil wil doodmaak vir braaivleis, maar hoekom wil hy 'n leeu gaan doodmaak? Hoekom 'n leeu? Die leeu is in die kuil, die leeu slaap. Die leeu het niks aan hom gedoen nie. Kom ek sê vir jou, die eenvoudige antwoord op al daai vrae is, as Benaja nie die leeu doodgemaak het nie, dan sou die leeu hom, sy vrou en sy lewensbestaan, his livinghood, doodgemaak het, een of ander tyd. Want daai leeu was 'n dreigement teen sy lewe. Die leeu kom nie vir koffie en tee nie. Hy kom vir vleis. 'n Leeu eet nie brood nie. Hy eet vleis. Biltong met geel vet. Jy sien, vir ons hierso so aan die einde van die jaar, moet ons eers gaan deel met daardie onverwagte, dreigende leeu's in ons lewe. En ons moet hulle gaan konfronteer en uitsorteer voordat ons die nuwe jaar ingaan. Want ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie bekostig om met hierdie jaar se goeders die nuwe jaar in te gaan en nog nuwe ander goed buite moet sit nie. Volgende jaar gaan nuwe leeu's hê, gaan nuwe goed hê wat ons moet hanteer, maar ek kan nie hierdie leeu's van hierdie jaar net hoe kan ek sê, vermy of dink dis nie daar nie. My vraag vanmôre is, wat is die leeu in jou lewe? Wat is die leeu in die kuil in jou lewe? Wat is daai probleem wat jy moet hanteer, maar ons stel uit om dit te hanteer? Jy sien, daai leeu, daai probleem mag dalk vrees wees, mag dalk verslawinge wees, soos nou gesê het, moegheid en moedeloosheid, en jy staar hierdie dinge in die gesig. Onthou wat ek nou gesê het, om die leeu te ontken of te vermy, gaan die leeu nie wegvat nie. Hy gaan nog steeds daar wees, of jy dit glo of nie. En wanneer jy dit die minste verwag, mag hy dalk op jou spring. Dis die realiteit. Mag ek sê, dis die vleeslike realiteit. Nie God se realiteit nie. Dis wat ek menslik ervaar. Ek glo die Heilige Gees herinner ons vandag om nie moedeloos te word, hoop op te gee en hoop te verloor nie, maar om eerder in die krag van die Here, in die sterkte van die Here, leeu's te konfronteer. Hierdie konfrontasie waarvan ek praat vandag, het niks met 'n vleeslike aksie te doen, soos wat Benaja moes gedoen het nie. Dit verg dat jy in die naam en in die krag van die Here, die uitdaging, die leeu identifiseer en uitsorteer in Jesus naam. In samevatting vanmôre, erkenning is die eerste stap tot oorwinning. Julle gaan my dit nog baie hoor sê. Erkenning is die eerste stap tot oorwinning. Benaja moes erken dat daar sneeu is. Ek en jy moet erken, ons is aan die einde van die jaar,
En dis nie maklik nie. Nou ek weet ons almal gaan deur verskillende seisoene en miskien is dit nie vir jou 'n moeilike seisoen nie, maar die een wat langs jou sit, sukkel dalk vanmôre om kop bo water te hou. En as dit dalk nie jou moeilike seisoen is nie, dis in die genade van die Here. Ek wil nie dood oor jou lewe spreek nie, maar seisoene draai. Dan mag dalk 'n tyd later aanbreek waar dit jou seisoen is. So leer vanmôre wat die Gees van die Here wil sê. Maar jy moet erken dat daar sneeu is. Jy moet erken dat jy dalk moeg en moedeloos geraak het. Praat ek met iemand hier vandag? Julle is stil vanmôre. Hier is dalk nie die preek wat jou op jou stoel laat spring nie. Dis dalk nie die diepste teologiese verduideliking nie, maar is 'n woord van die Here om aan te hou probeer tot die einde toe, om te volhard te midde van al daai ander dinge. Jy moet erken dat daar leeu's is. En daai leeu is 'n bedreiging, is 'n gevaar. As jy dit erken, dan moet jy identifiseer wat se leeu's is in die kuil. As daar 'n leeu is, wat se leeu is dit? En dan moet ek dit konfronteer en direk aanspreek in die naam van Jesus. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie maar hoop hy gaan weggaan nie. Ek kan nie sê, okay, ek gaan maar vanaand in my huisie slaap en môre as ek opstaan, dan is hy nie meer daar nie. Dis nie hoe die leeu wat rondloop, soos 'n brullende ding wat skree, ek gaan kom om jou dood te maak, te verwoes en te vernietig, werk nie. Hy sê die vyand loop rond soos 'n soek wie hy kan en doodmaak. Johannes 10:10 sê hy kom net om te slag, te verwoes en dood te maak. Hierdie leeu het nie vals tande nie, hy het regte tande. Hy's nie 'n vegetarian nie, hy's 'n meat eater. En ek wil nie van die duiwel praat nie, maar hy's nie jou speelmaatjie nie, en hy soek net een ding. Hy haat jou, en hy wil jou doodmaak. Maar deur Jesus Christus het hy klaar met die leeu's gedeel. Maar nou sê hy vir my en vir jou, jy moet die oorwinning behou. So wat is daai leeu wat brul hier in jou lewe vandag? Is dit die onbekende vir die nuwe jaar? Is dit vrees? Is dit siekte? Is dit moegheid? Wat is dit? Jy sien, ons moet die leeu kan identifiseer sodat ons hom kan hanteer. Is daai leeu vrees? Is dit bitterheid? Is dit slegte gewoontes? Dinge wat ek maar probeer vermy, dinge wat ek probeer verbypraat om die vrede te bewaar. Benaja het geveg toe dit gesneeu het. Toe die omstandighede op sy moeilikste was, het hy nie gaan wegkruip nie. Hy het uitgegaan. Dis wat ek by hom leer vandag. Dis om nie weg te kruip nie, maar te staan in die krag van die Here. Weier om jou moegheid as 'n verskoning te gebruik. Weier om jou besige skedule te gebruik as 'n moegheid. As 'n verskoning. Pastoor, die hondjie is bang vir die reën. As die weer so groot is, kan ek nie kerk toe kom nie. So gaan jy hemel ook dan opoffer vir die hondjie wat bang is vir die weerligstrale wat om die troon gaan slaan, wanneer God net 'n woord spreek. Of dink jy jou hondjie gaan honde hemel toe? Waar hulle eerplek kry dat die natuur hulle nie pla nie. Ek hoop nie ek gee iemand pak slaan nie, want dit is regtig gefokus op niemand, maar die verskonings wat ons baie keer gebruik, is omdat ons lui is, moeg is, en nie meer wil uithou en aanhou nie, want die jare was lank en ons het baie deurgegaan. Die Here sê, hy wat volhard tot die einde. Ek praat nie van omstandighede wat regtig daar is, wat jy niks aan kan doen nie. Dis waarin God spesialiseer, maar amper sê ek verragtig. Party van ons verskonings is 'n rede om weg te bly. 'n Rede om nie aan te gaan nie. 'n Rede om in die warm bed te bly, want dit sneeu buite.
Wat gaan jy doen, my boeta? Wat gaan jy doen, my sussie? Volgende week gaan ek hier staan, dan gaan ek sê, ons het verlede week hierna gekyk, dan gaan dit vir ons voel asof dit daar net 2 of 3 dae verby was, dan is dit al 7 dae wat verby is. En as ek nie vandag iets doen nie, hoor my, volgende week se preek gaan vir jou niks doen nie, want ek moet vandag iets doen. Ek moet vandag in die sneeu dalk loop. Ek moet vandag my moegheid optel. Ek moet vandag die moedeloosheid dalk aanpak. Ek moet vandag in die naam van die Here daai kuil ingaan en daai leeu, daai las, daai probleem wat dreig teen jou lewe gaan doodmaak. Okay, nou daai leeu is nie jou man of jou vrou nie. Ek wil dit net duidelik stel. Dis nie jou rebellerende kinders nie. Okay. Ons praat in die geesriem van die aanslag van die vyand, die vurige pyle wat afvuur. Moet nou nie jou man doodmaak en sê, pastoor het sê ek moet die leeu gaan doodmaak nie. Dan bid ek dat hy weer lewendig word. In afsluiting vandag met baie respek en liefde. Dis belangrik dat ek en jy besef dat God daar is om ons die krag te gee om die leeu's in ons lewe te gaan verslaan. Die vraag is, gaan ek die leeukuil ingaan? En is ek bereid om met die hulp van die Here die leeu te konfronteer, te bestraf in die naam van die Here en met hom te deel? Of gaan ons sê, ag, môre. Dis soos daai dieete wat ons altyd verniet kry. Hy begin maandag, môre. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie in jou eie krag probeer veg nie. Maar veg in die krag van die Here. Staan in die krag van die Here. Staan in sy sterkte. Onthou as Christen, jy moet nie sê ek's nie 'n Christen nie, want Christen beteken to be like Christ. Omdat 'n paar ander mense Christenskap 'n slegte naam gegee het, verander dit niks aan die woord Christen, to be like Christ nie. En as Christen, as kind van God, is die Heilige Gees daar om my toe te rus, om my in staat te stel, om my te help. Hy's daar om die mismoedigheid te verander in goddelike, bo-menslike moed en krag om aan te kan gaan, maar ek moet hom toelaat. Ek en Pieter gesels Vrydag daaroor. Die Here het alles vir ons gedoen aan die kruis, en dan sê hy vir jou, dis daar, dis tot jou beskikking. As jy nie gaan en dit gaan vat nie, gaan hy dit nie in jou mond afdruk nie. Hy gaan jou nie forceer nie. Nou wil ons in die huisie wag, want dit is koud en dit sneeu, en ag die Here sal U asseblief die leeu wegvat. En die Here sê, ek het die leeu geskep. Ek het die leeu geskaap, en nie die duiwel nie. So die leeu is tog ook daar met 'n doel, maar ek gee jou die autoriteit, ek gee jou die heerskappy, ek gee jou in my naam die krag om te heers oor die leeu. So sorteer die leeu uit. Nou, ek sê nie die Here het jou probleme geskep nie, maar hy gee ons die krag om daaroor te heers. Amen. Jy sien, waar is die grootste oorlog? Is nie regtig die sneeu gewees nie. Nie regtig die leeu gewees nie. Dit was Ben-Aya se kop. Is hy bereid om in die sneeu uit te stap en die leeu te gaan oorwin? Het hy hier geglo, met God se krag kan ek? Of het hy hier moeg geraak, en soos hy ander chommies in die huis agtergebly? Hy moes 'n besluit neem. Nou hierdie preek, het ek gedink, dis eintlik die regte preek vir die 31ste se dans hier by die kerk. Voor ons nuwe jaar ingaan, oujaars aandans. Maar toe dog ek ook so by myself, so wat die Gees van die Here met my preek, hoekom wag tot die einde van die jaar, as ons nou moet leeu's opvang? Want daar's nog 5 weke waar daai leeu dalk jou lewe kan verwoes. Van uitstel kom afstel, of afstel kom uitstel, dieselfde ding, nê? Om dit nie te erken en te aanvaar nie, vat nie die probleem weg nie. My boeta, om met jou kind te praat oor sekere issues in hom of haar lewe, deur maar net stil te bly en te sê, ag, ek hoop maar dit gaan verander, gaan nie die omstandighede verander nie. Ek sê nie, jy moet soos 'n baas of 'n wat noem mense, 'n tiran of 'n diktator oor hulle wees nie, maar jy moet in die krag en in die naam en in die liefde van Jesus sekere goed aanspreek in jou kinders se lewe.
Mamma, net omdat sussie gesê het, moenie met my oor die Here praat nie, ek gaan jou nie stil maak nie. Jy gaan nou juis vir haar bid en nou juis met haar praat. Daar's verslawings in ons lewe wat besig is om ons dood te maak. Gaan jy toelaat dat daai verslawing dag na dag jou liggaam doodmaak? Ek hoef nie eens dit te noem nie, u weet waarna ek verwys. Wat so goed daar is waarmee jy struggle, but you'll have to face it in die naam van Jesus, in sy krag, in sy sterkte. Wat is die leeu? Wat is die leeu? As hierdie ding my probleem is, en dis my verslawing, as kind van God, as ek hom vat en ek sit hom hier op die vloer neer, en ek staan terug, en ek kyk na die leeu in die kuil, sê gou vir my, in realiteit, as ek oor daai ding wil loop, kan ek oor hom loop? Gaan hy my blok? Hoekom nie? Want ek is groter. Ek kan verby hom loop, ek loop oor hom en dan kom hy nie eens agterhou en ek is verby. Maar partykeer is ek so gefokus op daai ding, dat ek nie verby kan kom nie. En ek gee daai ding die krag om my terug te hou, dat ek nie kan deurkom nie. Die deur is daar, die oorwinning is daar, die verlossing is daar, maar ek kan nie verby hierdie ding kom nie, want hy is in my pad. Maar as ek my oë afhaal van hierdie ding af, en net fokus op Christus, die hoop van ons heerlikheid, in sy naam en sy krag, dan verloor ek heeltemal fokus van die ding, en ek kom nie eens agterhuis daar nie, en as ek terugkyk, het die Here my verlos. Jy sien, hierdie ding, gee ek krag in my lewe of nie? Wat is daai ding wat jou verhoed om daai deurbraak te kry? Is dit 'n Lexington? Is dit 'n Chesterfield? Ek weet nie wat kry jy vandag. Is dit daai boksies wat hulle vape noem? Pastoor, is nie nadelig vir jou nie. Dit het nie nikotien in nie. En ek ondersteun mense, want myne is gemaak uit herwinde materiaal. Dis maar net 'n bietjie, wat? Strawberry, lychee, bietjie marijuana, bietjie bobbejaan twaka binne. Dis nie erg nie, dit help my maar net 'n bietjie. Dis maar net vir 'n beter nasmaak, want 'n sigaret het so bad smaak. Jy sien, die duiwel laat Batseba so mooi lyk, maar sy het vir Dawid laat val. Maar kom ons gee nie vir haar alleen die skuld nie, want toe Dawid haar sien, tan en bad, moes hy omgedraai het, gerd en weggestap het. Maar hy het homself verlustig in dit. En wat doen hy? Hy gee haar die krag om sy lewe te kom verwoes. Daai leeu, daai probleem in jou lewe, jy gee hom die krag. Kom, daai boksie wat jy daar gooi, daai borrel wat jy leeg gedrink het, daai pille wat ons drink, daai ekstras, daai vrees, daai bitterheid, daai onvergewensgesindheid, wat dit ook al mag wees, ek gee dit die krag in my lewe. En Jesus sê, ek het jou verlos daarvan. Ek het geheers oor ertjies. Ek eet hom nie. Ek is mos die baas, nie die ertjie nie. Nee, ek sê dit nie, want hulle gooi dit hier van die kant af in. My boetie, my sussie, aan afsluiting vanmôre. We'll have to face the lions. En jy kan maar aangaan en hoop hy's nie daar nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, of jy dit glo of nie, hy is daar. Ons sê baie keer op begrafnisse vir mense, of jy in die hemel glo of nie, en jy glo in die hel of nie, hulle is 'n werklikheid. Of jy in God glo of nie, of jy in duiwel nie, God is 'n werklikheid. Of jy in hom glo of nie, hy bly 'n werklikheid. Net so bly hierdie goeie werklikheid. Maar in die naam van die Here, as ek bereid is om uit my comfort zone uit te klim, en die sneeu in te gaan, en dit is ongemaklik om te beweeg, dis koud, die voete begin vries, en ek smag na my hot chocolate of wat ook al, maar ek druk deur, weet jy wat, dis dan wanneer die Here jou die krag gee, om saam met die ander 30 helde van Dawid,
tot vandag toe geken te word as dapper helde. God gee hulle die krag om te oorwin. Maar waar is die ander manne gewees? Waar is die ander 30? Of buiten die 30, had ek so sê. Want daar was nie net 30 manne in die weermag nie. Waar is die ander? Miskien 'n hot chocolate geniet. Ons sal nie weet nie. Maar hoor dit ook al sê, ek wil vanmôre afsluit en vir jou sê, die woord van die Here sê in Jesaja 40:29, hy gee die vermoeide krag, en hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Vers 30 en vers 31 sê hy, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Daai wag is nie bly in die huis tot die leeu weg is nie. Dis wag op God se leiding om die leeu te gaan verwoes. Op u woord, in u naam, met u krag gaan. Met liefde wil ek vanmôre sê, bid vir krag en nie vir ontsnapping nie. Kan ek dit weer sê? Bid vir krag en nie vir ontsnapping nie. Maar nie bid dat jou probleem sal ontsnap en weggaan nie. Bid dat God jou die krag en die vermoë gee om dit uit te sorteer. Vra God om jou te help. Hierdie laaste stryd wat ons moet stry, hierdie laaste stuk wat ons moet trek, dat ons met die goed kan deel, sodat ons dit nie insleep in 2026 in nie. The way you exit is the way you're gonna enter. Ons sê dit altyd vir mense wat na 'n nuwe beroep toe 'n nuwe werk kry. So ons don't burn your bridges. Jou ou werk gaan goed weg. Because the way you exit is the way you're gonna enter. Maar ek wil dit hierdie jaar dieselfde sê. The way you exit and prepare yourself to exit is the way you're gonna enter next year. En vir die manne wat saam met my was gister, my derde en finale afsluiting. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Nie deur krag en deur geweld nie. As ons sien wat die Here deur Benaja se lewe gedoen het. Hy het 'n leeu doodgemaak. Hy het daai 2 groot reuse van Moab doodgemaak. Hy het 'n Egiptenaar wat 'n spies in sy hand gehad het, doodgemaak. Hy het met 'n stok gegaan en die spies uit sy hand uitgekry en hom doodgemaak. Dit kom nou net by my. Weet jy hoe hy daai Egiptenaar doodgemaak? Die Bybel sê daai was 'n mooi man. So hy het seker die spies daar gesit en vir die girls gepost. En dan kom hy te vat uit die spies en hy maak hom dood met sy eie spies. Ek weet nie hoe nie, maar die woord sê hy het hom met sy eie spies doodgemaak. Dit wat die vyand teen jou lewe probeer, dit wat hy leuns vertel teen jou lewe, dit wat hy gaan probeer om jou mee te verwoeg, JC, dit word jou krag. But you have to choose. So regtig 'n afsluiting van môre. Wat is die leeu in jou en my lewe? Nou, ek kan vanmôre 'n altarcall maak. Ek kan vir jou sê, almal wat leeu's het, kom staan hier voor. En miskien het jy dit nodig vandag, dat iemand saam met jou bid. Maar die krag lê nie in die saam bid en om hier voor te kom staan nie. Die krag lê in, is jy bereidwillig om te doen wat God se woord gesê het. Nie pastoor bid vinnig vir my 'n quick fix nie. Nee, ek wil gou opstaan om beter te voel dat wanneer ek hier uitgaan nie, maar ek gaan vandag hier uitgaan en ek gaan daai ding wat krag in my lewe gehad het, gaan ek neersit in Jesus naam. Wat dit ook al is.
En ek wil dit in liefde sê, as jy die leeu wil doodmaak, kan jy nie eers begin om sy naels te Q-tex, en dan vir hom 'n haarsny te gee, en dan net 3 te rook, en dan later net 2, en dan net 1. Nee, jy moet die ding breek in die naam van die Here. Jy moet ophou om 'n dop te vat. Moenie sê ek gaan 'n borrel drink vandag, en môre 'n halwe borrel, en dan 'n kwart borrel. Jy gaan nie vrykom nie. Dit is stappe van wat ons as mens geïmplementeer het, om mense te help om vry te kom. Jesus sê, deur my wonde, deur my bloed, is dit nie 'n stelselmatige ding nie. Jy's vry in die naam van die Here. Jy maak die besluit om die vryheid te hou. Jy maak die besluit. Amen. Amen. Is jy nie moeg vir daai leeu nie? Is jy nie keelvol vir daai probleem nie? Het daai goed nie genoeg van jou kom steel nie? Jou kinders wil buite speel. Jou kinders wil hulle lewe geniet, maar die leeu kruip weg en hy kan enige oomblik uitkom om die leeu om die kinders te kom steel. En wat doen ons? Ons hou die kindertjies in die huis. God wil hê hulle moet uitgaan, hulle moet lewe, hulle moet in sy krag lewe, maar die vrees vir die leeu steek ons kindertjies weg. Hy wil hê jy moet jou lande gaan bewerk, maar daar's 'n leeu in die kuil, ek kan nie uitgaan nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is moeg, ek kan nie meer nie. Hou op. Genoeg is genoeg. Genoeg het hy van jou kom steel. Lank genoeg het jy van jou. Dis tyd dat jy 'n bietjie wip vir daai leeu. Man sê dis tyd. Dis tyd dat jy bietjie kwaad raak vir die leeu en vir die een wat hom gestuur het. Ons raak so kwaad van ons vrouens en ons kinders en hulle is nie die probleem nie. Dis die een agter hulle. Jy moet besef wie's die leeu. En dan praat ek eens van die mans nie. Okay, ons moet afsluit met gebed. My boetie, my sussie, my gebed vanmôre is dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. En dat hy tot jou gees sal spreek vanmôre. Ek het nie vir jou vanmôre nuwe teologie gebring, nuwe dogmatiek of iets nie. Ek wil net hê jy moet hoor wat die Gees van die Here sê. En dit is tyd om te deel met 'n leeu in jou lewe. En om hom te ontken of te vermy is nie die oplossing nie. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat ons vanmôre die voorreg gehad het om in U huis by mekaar te kon kom. Dankie dat ons U kon aanbid het. En in ons aanbidding kon ons werklik U teenwoordigheid ervaar en weet dat U lewe onder die lofsange van U volk. Dankie ook vir die genesing wat U kom doen het vandag. Elkeen vir wie ons gebid het, spreek ons lewe en genesing oor en ons maak daai genesing vas in die bloed van Jesus. Maar ons dank U ook vir U woord. En op 'n eenvoudige manier het U uit die lewe van Ben-Aya net weer vandag vir ons laat kom besef hoe belangrik dit is, dat al gaan dit moeilik, dat ons die vyand sal verslaan, met dit wat U klaar gedoen het, in die naam van Jesus en met U bloed. Here, ek weet U het hierdie woord vir ons gegee, en ek weet daar's mense, wat vandag hierdie leeu's moet hanteer. En ek wil vra vandag, na mate elkeen se geloof in U, dat U hulle sal ontmoet, sal aanraak, die krag sal gee om staande te bly, die moed sal gee om daai leeu te kan face, en die oorwinning te kan vat in Jesus naam.